Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap hier vanuit Mosselbaai Moedergemeente. Dis die tyd van die einde van die jaar en ons is op pad na Desember toe, kan jy glo, en dis ook tyd vir ons gemeente se Kersangdiens. Ons Kersangdiens is hierdie jaar op die 30ste November by die aand om 7 uur en elkeen van julle word natuurlik ook uitgenooi om hierdie geleentheid saam met ons mee te maak. Dis mos 'n wonderlike geleentheid om nooit te mis wanneer almal saamkom en daai Kersliedere saam met mekaar sing nie. Jy is natuurlik welkom ook om ons kerkkantoor enige tyd te skakel vir navrae of om in kontak te kom met een van ons leraars as jy ook ondersteuning by jou nodig het. Telefoonnommer daar is 044 691 2465. Vandag wil ek jy so 'n bietjie gesels daarvoor hier aan die einde van die jaar wanneer ons energie en ons moed 'n bietjie ingee en ons soms dalk nog wonder, maar waar is die Here dan in dit alles? Lees saam met my hierdie teksgedeelte. Dis in Maleagi wat ons vandag lees en ons lees saam daar vanaf uit Maleagi 3 vanaf vers 13 af. Julle laat harde woorde oor my val, sê die Here. En dan vra julle, wat het ons vir mekaar oor u gesê? Julle het gesê, dis heeltemal nutteloos om God te dien. En wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor hom nakom en in rouklere rondloop voor die Here, heerser oor alle magte? Daarom noem ons nou die verwaande mense gelukkig, want die kwaaddoeners beleef nie net voorspoed nie, maar hulle daag God uit en kom nog daarmee weg ook. Daarom het die wat vir die Here ontzag het met mekaar geredeneer. Die Here het goed geluister en dit gehoor. Dit is toe in sy teenwoordigheid in 'n gedenkboek opgeteken tot voordeel van diegene wat ontzag vir die Here en respek vir sy naam het. Hulle sal aan my behoort, sê die Here, heerser oor die magte. Hulle sal my persoonlike eiendom wees op die dag wat ek voorberei. Ek sal deernis met hulle hê, soos 'n man deernis het met sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen die regverdiges en wetteloses, tussen wie God dien en wie hom nie dien nie. Hoofstuk 4 dan, want kyk, die dag gaan kom, dit gaan brand soos 'n oond. Dan sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees. En die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, heerser oor alle magte. Daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. Maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Dan sal julle uitgaan en bokspring soos kalwers wat op stal was. En julle sal die goddeloses vertrap. Ja, hulle sal as onder die sole van julle voete wees, op die dag wat ek voorberei, sê die Here, heerser oor alle magte. Ons gaan tot so ver saam lees. Nou, elkeen van julle is ook seker soos ek op 'n klomp WhatsApp groepe. En daar is so een WhatsApp groep hier in ons dorp wat ek nou moet deel wees vir ons gemeenskap se veiligheid en dies meer. Maar wat my soms moeg maak, want die stories wat deurkom is eintlik snaaks as jy dit lees, nê. Ag, sê hierdie ene kla somme en sê my internet is weer af, of daai een sê Eskom het nou weer hierdie of daai gedoen. Of wat van daai familie of die vriendegroep van die ou skoolmaats. En daar kom party ook goeters deur wat ons boodskappe sal hoor soos, die of daai een het nou weer bevordering by die werk gekry. Ja, hy het seker nou weer 'n kontak op die regte plek, of sy velkleur is nou weer reg. Kyk net wat gaan aan in hierdie land, sal 'n volgende ene doen, en 'n pothol afneem en sê, dis hopeloos. En dan sal altyd hierdie een ou wat probeer positief wees op die groep en sê, ag man, dis nie so erg nie, goed gaan regkom, ons weet waar ons hoop lê.
En dan lag ek as daar so emoji deurkom van iemand wat sy oë rol vir hierdie opmerking teenoor die positiewe ene. En almal net eintlik so stilweg hier in hulle harte lag. Maar hier is die ding julle, diep binne in ons wonder ons almal op daardie groep dieselfde ding. Ons sê dit nie hardop nie. Kyk waartoe gaan alles. Gee God nog eintlik om vir ons? En dis presies hoe dit was hier vir hierdie mense in Maleagi se tyd ook. Hierdie Jode hulle is reeds uit die ballingskap uitgekom. Die tempel het hulle klaar herbou. Alles moes nou weer lekker gewees het in hulle land, maar dit is nie. Daar is nie groot rampe wat in die land is nie. Daar is nie oorloë op teen hulle op hierdie stadium nie. Daar's geen groot tragedies nie, net niks. Alles was net gemiddeld. Nee. Jy ken mos daai gevoel. En hier's wat gebeur. Hulle doen die godsdienstige dingetjies wat hulle moet doen, maar hulle doen dit halfhartig. Hulle bring die offers wat hulle moet bring, maar nie die beste van die land nie, met gemiddelde of swakker diere. Hulle betaal hulle tiende vir die kerk, maar hulle spaar op ander plekke oral waar hulle kan. Hulle kom dalk selfs kerk toe, maar is eintlik moeite vir hulle om dit te doen. En die priesters wat daai tyd geleef het, hulle was net so erg gewees. Hulle doen net wat genoeg is om die boksies te tik. Hulle leraars doen niks wat moeite en ekstra tyd van hulle gaan vra nie. En hier is waar die geloofskrisis begin. Want as jy kyk, dan lyk dit of die skelm mense die wenners is in hierdie wêreld. Die een wat vals is en scam in sy besigheid, hy floreer. Die een wat jok op sy belasting, sy huis is groter as joune. Die een wat mense sleg behandel en sy kollegas uitbuit, hy ry die nuutste kar. En jy probeer regleef. Jy probeer God dien en niks. Stilte. Amper 400 jaar stilte in hierdie tyd wat die Israeliete geleef het, wat hulle niks van God gehoor het nie. En dan begin die mense onder mekaar praat. Hulle sê vir mekaar daar in vers 13 en 15 wat ons gelees het, net, ag, dis nutteloos om God te dien. Wat het ons daaraan gewen, dat ons hierdie voorskrifte van die Here vasgehou het? Die skelms is die ouens wat nou die lekker lewe het. Hulle is die wenners in hierdie verhaal. Klink dit bekend? Kom ek sê dit nou eerlik vir ons, nee. Ons is almal goed in daai gemiddelde godsdienst handhaf. Daai godsdienst handhaf. Ons veroordeel korrupsie, né? Die regering moet net nie iets verkeerd doen nie, maar as daar 'n geleentheid kom vir ons om die stelsel te kan werk in ons guns in, dan doen ons dit maar. Ietsie te kan wen van ons versekering af, versekering polis wat jy kan hê of wat ook al, dan doen ons dit. Ag, dis klein dingetjies, sê ons mos vir mekaar. Ons het dit geweldig teen magsmisbruik en wat in die munisipaliteit dalk aangaan. Maar ons tel gerus die foon op en ons bel ons pa se vriend as daar iets is wat hy vir ons kan doen. Nee, is glad nie dieselfde nie, sê ons dan vir mekaar. Regtig? Ons post goeie godsdienstige goedjies op social media en stuur die boodskapies vir mekaar aan, maar net nie te kontroversieel nie. Ons wys ons geloof waar dit ons pas, waar dit lekker lyk. En as iemand dan kom en vir ons kom vra, maar hoekom gaan dit so sleg in jou lewe, as jy so godsdienstig is? Dan het ons nie 'n antwoord nie. C.S. Lewis, daai bekende skrywer, hy het gesê, we are half-hearted creatures, fooling around with drink and games and ambition when infinite joy is offered to us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at sea. Sien, ons sit so en ons settel vir die modderkoekies. En dit is verstikkend vir ons. En hier is die groot vraag wat brand vir Maleagi in sy tyd wat gevra is. En ons wat vandag nog lewe? Waar is hierdie God
wat moet oordeel tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is. Met ander woorde, God, waar is hy? Waar is die regverdigheid hierin? Ons doen die regte goeders. Waar is die onderskeiding tussen reg en verkeerd? Want van hier van ons kant af lyk dinge maar dieselfde. En God antwoord. En kyk wat antwoord God. Hy sê nie vir hulle, ag shame, julle het dit swaar hierso. Kom ek maak gou alles vir jou maklik en ligter nie. Nee, God sê eenvoudig, die dag kom. Dan vers 1 tot 3, dan lees ons van hierdie dag wat kom, en hy sê, dit gaan soos 'n brandende oond wees. Daar sal al hierdie verwaande mense en die booswigte soos kaf wees. En die dag wat kom, sal hulle dan verbrand. Nee? Maar vir die wat glo, sal die son van geregtigheid opkom en deurbreek met genesing in sy strale. Okay, dis intens. Hierdie viertaal, dis oordeeltaal. En eerlik, ons voel ongemaklik met oordeeltaal, met viertaal. Dis te Ou Testamenties, sê ons dalk vir mekaar in die nuwe kerk. Dis te hard, dis te gewelddadig, maar wag net so 'n bietjie voor jy dit afskryf. Kom ons dink bietjie oor hierdie vuur, want vuur julle is mos nou nie net sleg nie. Sonder vuur kan ons ou mensies hier op aarde nie leef nie. Ons maak ons kos gaar op 'n vuur. Ons maak ons brood gaar in 'n oond. Die son wat soos 'n vuurbol brand, hy is die een wat dit warm maak en nou weer heerlik somer maak, wat ons voedsel laat groei. Die kos wat my en jou liggame aan die lewe hou, dit verbrand stadig in ons lyf. Daai gevoel wat ons in ons het as ons verlief is, dan sê ons, dis vurig. T.S. Eliot het geskryf en hy sê, we only live, only aspire, consumed by either fire or fire. Met ander woorde, ons kom nie weg van hierdie vuur af nie. Ons gaan verteer word deur een of ander vuur. Die vraag vir jou is net, watter soort vuur? Die oond wat verteer, of die son wat kom en genees? En hier's wat God sê, die dag kom wanneer hy gaan duidelik maak wat eg is en wat fake is. Wat ware godsdiens is en wat net 'n show was. Wat liefde is en wat selfsugtig is. En daardie dag, dit gaan brand. Nie omdat God mean is, gewreed is nie, nee. Maar omdat onderskeiding soos 'n vuur is. Dit verbrand wat vals is en suiwer wat eg is. Hier in die profetiese boeke werk hulle baie met hierdie idiome om dinge vir ons te kom verduidelik. En dis wat hy probeer sê met hierdie vuur voorbeeld, is dat onderskeiding is wat soos 'n vuur is. Dink aan 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15, waar Paulus kom sê, ons werk sal deur vuur getoets word, die goeie goed sal bly staan en die slegte goed sal verbrand. Dis eintlik 'n troos vir ons, nê? Want dit beteken julle, dat God sien die verskil. Hy weet, niks van wat jy in die stilte gedoen het, terwyl niemand gekyk het, is verlore nie. Nou dink jy dalk, maar wag 'n bietjie, is dit dalk nie net in die Ou Testament van toepassing nie. Jesus het mos gekom in liefde en in genade. Ja, maar kyk mooi na Jesus se storie toe, dan wil ek jou vat sommer na Matteus 13 toe. Daar praat hy oor die koring en die onkruid. Daar kom 'n dag van skeiding. Daar praat hy in Matteus 25 van die skape en van die bokke. Daar kom 'n dag van onderskeiding. Daar praat hy in Lukas 13 van die vyeboom wat nie vrug dra nie. Daar kom 'n dag van oordeel. Jesus se boodskap is nie, ag, dit is alles oukei, doen maar wat jy wil. Eendag dan gaan die son weer kom en die lewe gaan aanbreek wanneer dit die oordeelsdag is nie. Hy praat nie nou hiervan nie. Die boodskap wat Jesus kom sê is, die koninkryk is nou hier. Kies vandag onder watter vuur jy staan. Maar, en dis 'n groot maar, Jesus het die oordeel op hom geneem. Aan die kruis het die vuur van God se heiligheid op hom gebrand. Sodat dit nie op ons hoef te brand nie. Sodat ons nie hoef te verbrand nie, maar
genees kan word. Jesaja 53 vers 5 sê mos, hy is deurboor ter wille van ons oortredinge, vermorser ter wille van ons ongeregtigheid. Deur die straf wat vir ons vrede moet bring, was op hom geval. Dit is vir eintlik so mooi om te dink ook, terug te dink aan ons doop. En toe ek en jy gedoop is. Want dis wat God in die doop kom sê. Hy kom sê mos, hy vergeet nie sy mense nie. Hier in vers 16 en 17 sê hy, want die wat eer vir die Here het met mekaar gepraat, en die Here het geluister en gehoor, en dis in 'n gedenkboek voor hom opgeskryf. Het sal vir hom 'n kosbare besitting wees. 'n Gedenkboek. God onthou, jy's nie vergeet nie. En as jy gedoop is, het God vir jou kom sê, jy behoort aan my, jy's deel van my familie, en ek laat nie my kinders los nie. Psalm 103 vers 13 en 14 sê hy mos, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom eer. Want hy weet waarvan hulle gemaak is. Hy onthou dat ons stof is. Dit beteken nie, ons gaan nie weer sukkel nie. Dit beteken nie, die lewe gaan skielik maklik word vir ons nie. Dit beteken net, God se greep op ons is baie sterker as ons greep wat ons op hom het. Al val ons, al twyfel ons, al voel ons moedeloos. Ons lied bly om God te besing, want hy het eerste vir ons gesing. Hy het ons eerste gekies. So wat nou? Hier's 4 goed wat ek wil hê jy vandag saam met jou moet vat. Die eerste ding is, vir ons wat moedeloos voel, hopeloos voel in hierdie tyd, moenie moed verloor nie. As dit lyk of dinge nie saak maak nie, niks beteken nie, hoor hierdie. Jou frustrasie wat jy het, beteken tog dat jy nog omgee. Want mense wat nie omgee nie, raak net nie gefrustreerd met waar hulle is nie. Die feit dat dinge jou pla oor wat nog reg is en wat verkeerd is, dat jy nog wil sien dat dinge beter sal wees, dis God se stem in jou. Hy sê in Galasiërs 6 vers 9, nee, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê vandag, wat jy moet huis toe vat is, moenie inpas by almal wat net middelmatig is rondom jou nie. Die versoeking is groot vir ons, om net te settle vir dit wat oukei is, om net soos almal te word, halfhartig, stil te word, ook te sê, dis hoe dinge werk mos. Nee, God roep ons om anders te wees, natuurlik nie perfek nie, niemand is perfek nie, maar eg, eerlik, heelhartig te wees, al is jou hart gebreek. Romeine 12 vers 2 kom sê hy vir jou, moet jou nie laat aanpas mos by hierdie wêreld nie, maar laat julle denke vernuwe word, sodat julle kan onderskei wat die wil van God is, sodat jy nou kan onderskei wat reg en verkeerd is. So moenie aanpas en dieselfde word as al die res hier rondom ons nie. Die derde ding wat ek wil vir jou kom sê is, moenie self regter speel nie. En hier is 'n groot ene. Moenie self jy probeer om die dag van afrekening te bring nie. Dis nie ons werk nie, dis God se werk. Ons werk hier is om lief te hê, is om te vergewe, is om te dien, is om te bid. En ja, om op te staan teen onreg natuurlik, maar anders, nie met 'n wraak in ons harte, om mense terug te kry en te sê, ek sal hulle nou wys wat is reg en wat is verkeerd nie. Nee, Romeine 12 vers 9 sê, geliefdes, julle moenie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel, want daar staan geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Laat ruimte waarvoor? Vir God se oordeel. Laat ruimte toe, met ander woorde, dat God kan oordeel. Die vierde ding wat ek vir jou wil sê is, leef in die lig van die dag wat aan die kom is.
En hier's 'n groot een. Leef vandag asof die son reeds geskyn het, want dis hoe Jesus geleef het. Hy het lig geleef, selfs terwyl hy geslaan is. Hy het lig uitgestraal, selfs terwyl hy aan die kruis gehang het. Hy het lig uitgeleef, selfs as die fariseërs hom die hele tyd verkleineer het en gespot het. Jesus is die son van geregtigheid. Hy het gekom met genesing in sy strale, in sy vlerke. Dit beteken vir ons dat as ons in die lig wil leef, wees eerlik, al kos dit jou. Wees opreg, al lyk dit snaaks vir ander mense rondom jou. Wees vrygewig, al het jy nie baie nie. Wees getrou, al sien niemand anders dit raak nie. Want daardie dag van onderskeiding, dit kom. En op daai dag sal dit duidelik wees wat eg is en wat 'n show is. Wat jy uit jou hart uitgedoen het en wat jy gedoen het net om raak gesien te kan word. Julle lewe is taai. Dinge maak nie altyd sin nie. Skelms floreer. Goeie mense lê aan die ander kant. En God lyk stil. Maar hy is nie stil nie. Hy is besig. Hy sien en hy hoor, sê hy in die teks. En die dag kom. Die dag wanneer alles wat in die donker gedoen is, aan die lig sal kom. Wanneer alles wat eg is, sal bly staan. Wanneer genesing sal kom vir alles wat gebreek is. En tot daardie dag, hou moed. Hou moed, my liewe vriend. Nie omdat jy so sterk is nie, nie omdat jy so goed is nie, maar omdat God getrou is. Omdat hy sê hy het jou nie vergeet nie. Omdat die son reeds opgekom het aan die kruis waar Jesus die vuur vir ons gevat het. David sê daar in Psalm 30 vers 6, nee, sy toorn duur 'n oomblik, sy guns 'n lewe lank. Snags kom daar 'n geween, maar met die môre is daar 'n gejuig. Die môre kom, mense. Die son kom met genesing in sy vlerke. Hou moed, al is dinge taai. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons nooit vergeet het en gelos het nie. Ja, in die tyd van die jaar is so baie van ons sy energievlakke laag en ons raak moedeloos. Ons kyk wat ons bereik het hierdie jaar en wat ander mense bereik het. Maar Here, U kom sê hierso, dit wat ons oorwonder en dit wat ons vra is, gaan nie ongehoord nie. Nee, U het geluister. U het fyne kennis geneem daarvan. En U sê vir ons, hou uit, hou moed, want daar kom 'n dag wat al hierdie goed oopgemaak sal word en bekend gemaak sal word. So Here, kom gee vir ons ook die krag en die moed en ook die wysheid om reg te kan oordeel tussen wat reg is om te doen en waarvan ons moet weghou. Dis 'n gesprekke om te hê en waar ons eerder ons mond moet hou. Dis 'n plekke om te wees en wanneer ons eerder moet omdraai en wegstap. Here, sodat deur die manier wat ons lewe, U geregtigheid kan straal in hierdie wêreld. Ons eer U daarvoor dat U Gees dit kom moontlik maak in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek bid dat jy regtig 'n geseënde week sal hê hierdie week wat kom. Hou moed en ons sien vir mekaar weer volgende week by hierdie plek. Mooi bly, totsiens.